Welkom terug by 'n begeleide gebed vandag en ons gesels oor die Heilige Gees wat 'n rol gespeel het in Jesus se bediening. So die Heilige Gees is nie gegee vir Jesus vir selfverheffing nie, maar vir selfgawe. Jesus het homself gegee. Nie om Jesus ouliker en sterker en gewilder te maak nie, maar om God se hart vir gebrokenes sigbaar te maak. Luister na Lukas 4 vers 18 tot 19. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie boodskap aan arme mense te verkondig. Hy het my gestuur om die gevangenes aan te kondig, dat hulle vrygelaat sal word, en vir die blindes dat hulle weer sal sien, vir die onderdruktes te bevry, en om die genadejaar van ons Here aan te kondig. Hierdie woorde sny diep in teen alles wat ons natuurlik verwag van krag. Dalk dink ons krag beteken meer invloed, meer bewondering, meer sukses. Maar kyk mooi, die Heilige Gees daal op Jesus neer, nie om hom groter en ouliker te laat lyk in mense se oë nie, maar sodat hy selfs laer kan buig na die armes toe, die wat vasgevang is, die blindes, die onderdruktes. Die Gees is nie besig om Jesus te probeer 'n held maak nie, hy is besig om God se hart deur Jesus te openbaar. In die oorspronklike konteks van hierdie woordjie armes, beteken dit nie noodwendig finansiëel arm nie, dit beteken die wat sonder 'n stem is, sonder mag is, sonder beskerming is. Die Gees kies doelbewus om ons te lei in daai rigting. Nie na die verhoog toe nie, nie na aansien toe nie, maar na die randjie toe, na die randfigure toe. En dit sê iets radikaals oor hoe God se Gees vandag nog werk. Die Heilige Gees is nie 'n hulpmiddel vir selfverbetering noodwendig nie. Hy is nie gegee dat ek en jy meer indrukwekkend moet lyk nie. Hy is gegee om die liefde van God sigbaar te maak waar daar pyn is. Hy druk jou nie om beter te presteer nie, hy trek jou nader aan ons hemelse Vader, sodat jy kan rus in God se vrymakende teenwoordigheid. En van daar af kan jy ander begin oplig. So die groot doel van die krag van die Heilige Gees is nie selfgewin nie, maar herstel vir die wat vasgevang is in sonde, vir die wat blind geraak het vir hoop, vir die wat hulle vreugde in die lewe verloor het. Ek wil jou vra, kom ons bid spesifiek vir iemand in hierdie oomblik. Heilige Gees, ons bring voor U iemand spesifieks wat by ons nou opkom wat gebroken is. Die wat vasgevang voel in sonde en van skaamte. Die wat blind geword het vir hoop. Die wat hulle vreugde in die lewe verloor het. Die wat arm is, Here, in liggaam en siel en gees. Kom, Here, en wys Uself aan hulle. Lig hulle op, Here. Dat hulle U sal beleef, Here, hoe U hulle losmaak, hoe U vir hulle nuwe lewe gee. Lei ons ook nou vandag, Here, juis na mense toe, Here. Here, mense wat U so nodig het. Mense wat vasgevang is, mense wat nie hoop het nie, mense wat verlore is. Heilige Gees, kom werk deur ons juis in daai mense se lewens in. In Jesus naam, amen. Ek wil jou nooi vandag, soos wat ons hierdie dag ingaan, wees sensitief vir die mense waantoe die Here jou wil lei.